Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou ja, vanaand se onderwerp is 'n tweede kans op verraad vir Rolf Meyer. Rolf Meyer se tweede kans op verraad. Want sopas het ons verneem, ek dink gister, dat Rolf Meyer voortaan aangestel sal word as Suid-Afrika se ambassadeur in Washington DC in die Verenigde State. Kan jy nou meer? Ja, ek was so 'n tyd gelede, wel, ek was al 'n hele paar keer in Washington, met allerlei mense daar gesels, maar een keer het mense my geneem en so op so 'n motorrit deur sekere buurte in Washington. En daar het ons ook verby die Suid-Afrikaanse ambassade gery by Massachusetts Lawn 3051. En watter magnifieke gebou is dit nie? Dit is reg in die hart van Washington en een van die beste buurte. Daar is die Suid-Afrikaanse ambassade gesetel. Nou, ek wil nou nog 'n bietjie verder daarop uitbrei, hoe Suid-Afrika oor die beste ambassades ter wêreld beskik het, en hoe dit ons absoluut niks gebaat het nie, want ons is oral gesit deur, jy weet, deur een of twee kommunistiese fanatici. Hierso is byvoorbeeld nou met Joe Slovo en Ruth First. Die beroemde Joe Slovo en Ruth First. Hulle het vir al die ambassadeurs van Suid-Afrika eintlik oral aangesit. En insluitende mense soos Rolf Meyer. Wat 'n idioot. Maar in elk geval, dus ek wil nie te lank gesels nie, maar net so kortliks 'n paar gedagtes uitspreek oor hierdie aanstelling van Ramaphosa in die eerste plek. Waarom, of liewer, wat het Ramaphosa besiel om Rolf Meyer aan te stel, of wat motiveer hom dalk? Uiteindelik my argument kom daarop neer dat die Afrikaner in Suid-Afrika oor die afgelope aantal dekades nie misluk het vanweë 'n gebrek aan middele nie, maar vanweë gebrek aan denke. En hierdie Rolf Meyer, hy's 'n uitstekende, hy's 'n skitterende voorbeeld daarvan. In die derde plek sou ek wou argumenteer dat Rolf Meyer ons glad nie verteenwoordig nie. Hy verteenwoordig nie eens Suid-Afrika nie. Wat nog te sê die Afrikaner in Washington. Maar voordat ons nou verder daarop ingaan, kyk gerus ook na ons boeke hieronder op die boekwinkel op YouTube en bestel gerus 'n boek, een van ons interessante vertalings. Ek het trouwens op 'n stadium 'n artikel geskryf, jy weet, waarin ek aanvoer dat in tye van oorheersing soos die waarin ons tans verkeer, is dit 'n goeie ding om boeke uit ander tale te vertaal, want dit gee jou 'n blik op 'n min of meer normale wêreld, of dit gee jou toegang tot idees wat jy nie uit jou eie omgewing kry nie, want die meeste mense in Suid-Afrika, selfs die meeste Afrikaners, is besig om te konformeer teenoor die heersende ideologie in die land. Hierdie heersende ideologie wat mense soos Rolf Meyer op ons afgelaai het. En as mens kyk na baie van die skrywers en intellektuele en wie ook al, mense wat ook in die media skryf en wat ook al, hulle is almal heeltemal vasgevang in hierdie ANC denke. En hulle gaan nie daaruit ontsnap nie. En daar's eintlik maar deesdae min dinge wat die moeite werd is om te lees in Suid-Afrika, en vandaar is die idee om ook vertalings te publiseer, want
sodoende kry mens toegang tot ander wêrelde, waar mense nie noodwendig een en almal gebreinspoel is, soos hier nie. Maar nou ja, kom ons kyk dan na wat sou Cyril Ramaphosa besiel of dan motiveer om Rolf Meyer as ambassadeur aan te stel. En ek is bevrees, dit is 'n baie deursigtige oefening hierdie. Kyk, doe rondom, wanneer was dit, 1915 of wanneer ook al, toe Jan Smuts destyds vir Jopie Fourie vir die 4 peloton laat fusileer het hy nie Engelse gekry om dit te doen nie. Hy het 'n Afrikaner gekry. Hy het Afrikaners gekry om Jopie Fourie dood te skiet. Maar dan kan mense mos nou nie sê, dis die Engelse wat die Afrikaner rebel doodskiet nie. Nee, dis Afrikaners doen dit self. En net so, Rolf Meyer is my uitstek, saam met de Klerk natuurlik, maar seker die grootste verraaier wat Suid-Afrika nog ooit gehad het. Jy weet, hy het geheel en al, jy weet, Chris Lou en ander mense wat destyds in die journalistiek was, het my vertel dat Rolf Meyer het nie belang gestel eens om in die plaaslike media te praat nie. Hy het net met die buitelandse media gepraat deur in die vroeë 90er jare, want hy het hulle as belangriker beskou as die plaaslike media, en vir die Afrikaner het hy net minagting gehad. Jy weet, die Afrikaanse media veral het hy net minagting gehad, en natuurlik hulle lesers, hy het nie belang gestel hoegenaamd in wat Afrikaners dink of te sê het nie. Hy was net gefestig op die Britte en op die buiteland, en natuurlik die ANC en sy intellektuele meerderes in die ANC, soos Joe Slovo. Waar is hy nou? Kom ons kyk nou nog 'n foto van nou Joe. Joe en sy vrou, Ruth First, jy sien haar nou net van agteraf, maar ek het haar nou gewys van vooraf ook, van die kant af. Ja, hier is hulle saam met Mandela, ek dink dit was daar in 1964 by die Hoogverraad verhoor, en Joe was natuurlik in baie opsigte Mandela se hanteerder. Hy het vir hom gesê, hy het hom geskool, hy het hom vertel wat om te doen. En Slovo, hoe hopeloos hy ook al was, jy weet, as 'n denker, en intellektueel en wat ook al, was hy Rolf Meyer se meerdere beslis. Jy weet, ek dink nie Rolf Meyer het eers 'n idee van hoe Slovo se kop gewerk het nie. En hy, ja, en vandaar dus die feit dat die SHKP oor die ongelukkige ou NP getriomfeer het deur in die vroeë 90er jare. Maar nou het die ANC bewind so effens noem het nou maar 'n openbare betrekkinge probleem opgedoen, in die sin dat mense in Amerika is nou wel deeglik na Trump se uitsprake oor volksmoord in Suid-Afrika en boere wat uitgemoor word, diskriminasie teen Afrikaners, alles wat daarmee saamhang, en nou stuur hy nie een van sy, wat was hierdie ander vent van MTN, wat hy hy wou hom Washington toe stuur, en toe die Amerikaners laat blyk, nee, hulle stel nie daarin belang nie. En Simbisi Jonas sou gegaan het Washington toe. Maar nou stuur hy vir Rolf Meyer, want Rolf Meyer gaan daar vir hom verduidelik dat Afrikaners heeltemal tevrede is met die situasie in Suid-Afrika. Hulle hou van diskriminasie, hulle hou van, jy weet, diversiteit, ekwiteit, inklusiwiteit, diskriminasie. Ons het geen klagtes nie, ons hou van trae ekonomiese groei, ons hou van plaasmoorde, alles, en jy weet, ek gaan maar net vir die Amerikaners verduidelik dat, jy weet, die hele linkse soort van, ek neem dit nie as argument nie, maar die linkse rympie, wat hulle vir ons opsê, nou al jare lank, dat almal in Suid-Afrika gaan gebuk onder misdaad. Dus, as jy in jou plaashuis doodgemartel word ure lank,
Man, jy is net 'n slagoffer van 'n bietjie misdaad. Dis soos winkeldiefstal of iets. Jy weet, dit is maar net, dit gebeur maar, sulke dinge. Nou ja, Roof gaan dit nou alles daar in Washington probeer verduidelik. En hy gaan nou nie links en regs, miskien soos Rasool, jy weet, uitvaar teen Trump nie. Hy sal miskien, wel, hy sal na dese, miskien sal iemand dit vir hom 'n stukkie papier ook skryf. Moenie uitvaar teen Trump of die Amerikaanse president nie. En hy sal hierdie stukkie papier by hom hou, jy weet, soos een van daai afloernotas wat ons op skool gehad het. Want ek dink hy het 'n afloernota nodig. Dis wat Roof Meyer daar gaan doen. En dit was nou, ek weet nie wie, dit was seker een of ander geslepe kommunis of iets wat vir Ramaphosa aan die oor gefluister het, dat hy kan vir Roof Meyer as ambassadeur Washington te stuur. En natuurlik weet hy dat hy, wat Ramaphosa self is, hy het Roof Meyer van A tot Z gemanipuleer, saam met sy mede SAKP-lede, ANC-lede destyds in die vroeë 90er jare. En dus gaan Roof Meyer probeer om die Afrikaner 'n tweede keer te benadeel, soos hy reeds gemaak het. Maar ek dink dit is nodig dat ons vir Roof Meyer ook sê, kyk, hy verteenwoordig ons glad nie. Jy weet, Roof Meyer, hy is wat my betref nie eens 'n Afrikaner nie. Jy weet, ek het nog nooit, hy het in elk geval, ek dink baie min al geskryf of, jy weet, vir ons gesê, presies wat hy dink. Ons weet nie eintlik mooi wat hy dink nie. Ek dink hy dink wat mense vir hom voorsê om te dink. Maar ek het hom nog nooit hoor aanhaal uit, jy weet, ek weet nie. Hy het seker nog nooit Winternag gelees of iets van Eugene Marais, jy weet, enigiets wat ons op skool of Silje of enigiets. Ek het hom nog nooit 'n Afrikaanse gedig of NP van Wyk Lou of iemand enige Afrikaanse sinsnede of teks of gedagte hoor aanhaal nie. Alles wat hy sê, kry hy niet so van die linksliberale Britse globalis af. En dit herhaal hy nou maar net soos 'n papegaai. En dis presies wat hy daar aan die ander kant gaan doen. En dit kom nou weer terug na my vorige stelling, ek het dit al voorheen ook iewers gesê, dat die Afrikaner het nie misluk vanweë gebrek aan middele nie, maar vanweë gebrek aan denke. Daar was Afrikaners wat gedink het, en miskien nie altyd destyds met mense kon kommunikeer nie, want die SAIK en jy weet die nasionale pers het hulle te monopolie gehad op koerante en op media, en jy weet, baie van hierdie mense is nooit gehoor nie. Daar was 'n paar mense wat wel vir hulle self kon dink. Maar oor die algemeen was daar ek dink daar was 'n hele soort van 'n heersende klas onder die Afrikaners wat uiters swak jy weet, uiters swak opgelei was in die sin van 'n intellektuele opleiding, politieke opleiding, terwyl die kommuniste was almal baie geslepe en geskool. Jy weet, ou soos Joe Slovo, hy het sy Karl Marx van A tot Z geken. En hy het geweet presies hoe hy hierdie revolusie moes pleeg. Jy weet, deur middel van terreur, en sy vrou daar in Londen het in die Londense koerante geskryf, die twee van hulle, en hulle het dit eintlik eiehandig self gedoen. Joe Slovo en Ruth First. Daar's hulle. Nou hulle het Oude Klerk en Roof Meyer en die hele Broederbond en al ons ambassades en die weermag en die polisie, hulle almal oorwin. Hulle sê dit ook. Ons het oorwin. Die ANC en die SAKP het oorwin. En nou gaan Roof Meyer en hy gaan hierdie oorwinning nou vir die Amerikaners mooi plooi, sodat enige iemand wat daaraan kon twyfel dat daar iets fout is in Suid-Afrika, nie meer daaraan gaan twyfel nie. Dat
alles is normaal, dis 'n normale demokrasie, ons word normaalweg doodgemaak, ons word normaalweg, jy weet, Afrikaans word normaalweg eintlik uitgefaseer, gemarginaliseer, uit die howe verban, uit die skole verban, uit die universiteite verban, en hierdie hele soort marxistiese siening van ons geskiedenis, wat nou op skool ook gedoseer gaan word, deur hierdie DA minister van onderwys, Gwarube, of wat dan ook al is. Ja, dit is alles net dooddollies en normaal. Dus, ek dink ons moet besef, dat indien ons uit ons situasie gaan kom, sal ons moet beginne, jy weet, onsself bietjie opskerp. En ons moet nie, jy weet, ek dink Rolf Meyer was nie die skerpste potlood in die pakkie nie, en hy het uiteindelik, jy weet, vir die Afrikaner sogenaamd gaan onderhandel, maar eintlik het hy vir die ANC gaan onderhandel. Trouwens, hy het ook in 2006, van sy ander politieke projekte misluk het hy by die ANC aangesluit. Hy's 'n kaartdraande, ek weet nie wat dit nou nog is nie, maar hy was 'n kaartdraande lid van die ANC. En as jy nou, jy weet, ek het nou gepraat van mense wat nie intellektueel opgepas was nie. Hier is nog 'n ou, Neil Barnard, Vreedsame Revolusie. Dis nog 'n pateet. Baie van hulle kom van die Vrystaat af, en ek hou self baie van die Vrystaat. Ek dink dis 'n wonderlike provinsie, en die Afrikaners in die Vrystaat is baie vriendelike mense, opregte mense. Maar ek sou sê daar het ook, jy weet, daar twee mense, ek weet nie of hierdie Neil Barnard, kyk, hy was ook aan die Universiteit van Bloemfontein 'n akademikus voordat hy jy weet, hoof van die nasionale inligting geword het. Maar hy was ook 'n totale mislukking. Ek dink nie hy kon hierdie link, jy weet, die marxistiese terroriste van die ANC genaamd hanteer nie. Hy het nie geweet wat om daarmee te maak nie. En op die ou einde, hy het eintlik die oorgawe voorberei. As jy sy boek lees, selfs de Klerk het op 'n stadium was 'n bietjie geskok om te sien hoe dat Neil Barnard geheel het met die ANC. En de Klerk het selfs, ek dink op 'n stadium van Rolf Meyer ook afgedank, en ek weet, Chris Louw skryf het ook iewers in sy Boetman boekie, en jy weet, hy het mos 'n dikker boek ook oor die Boetman geskryf. Dat de Klerk het op 'n stadium vir Rolf Meyer gesê, my God, Rolf, jy het ons mos nou uitverkoop. Presies wat hy natuurlik gedoen het. En nou gaan hy ons nuwe, nie ons nie, maar die ANC se nuwe ambassadeur in Washington word. Maar ek dink ek het al op my, ja, ten slotte, ek het al voorheen gesê, jy weet, dat ek destyds, toe ek in die buiteland was, ook van hierdie ambassade personeel en diplomate en so meer ontmoet het. En dit was regtig nie hoogstaande mense nie, hulle was nie opgewasse vir die taak waarvoor hulle so toe gestuur is nie. Hulle het niks geweet van die politiek in die lande waarin hulle uitgepos is nie, op enkele uitsonderings na. Hulle kon nie eers, baie van hulle kon nie eers die tale praat in daardie lande nie, in Europa byvoorbeeld nie. Ek hoop hulle praat Engels, jy weet, Rolf Meyer, ja, hy gaan na Amerika toe, hy praat seker 'n bietjie Engels, maar dis nie genoeg nie. Jy weet, jy moet daarom iets meer verstaan van die wêreld. En ek dink nie hierdie ou het 'n benul nie. Rolf Meyer het nie 'n benul nie, en natuurlik is hy uiters agterbaks, hy's 'n manteldraaier, en hy steek mense in die rug, presies wat hy met die hele Afrikaner volk gedoen het. Dis wat Rolf Meyer is. Maar ons sal in die toekoms, jy weet, ons sal moet skerper word, ons sal meer belese, besonne, en ons sal moet raak, en ons sal ons self uit hierdie situasie moet uitredeneer en planne moet beraam, want ons kan nie, dinge kan nie vir altyd so aangaan nie. En dus is dit verskriklik belangrik dat ons hierdie intellektuele arbeid moet verrig, en ek is self skuldig daaraan, het ek nie genoeg skryf en wat ek al nie, maar ek is van plan om
jy weet, daaraan te rebenieer en in die volgende jaar of 2 'n hele klomp dinge te publiseer wat vir mense 'n bietjie perspektief op ons situasie kan gee. Nou ja, as jy tot hier geluister het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, kyk gerus na ons boeke en wat jy kan koop op die kanaal en dan volgende keer dan maak ons weer so